trek vanoggend weg met 'n reeks waaroor ek baie opgewonde is en wat ek glo die Here gaan gebruik om ons as gemeente as 'n liggaam in 'n nuwe rigting in te stuur. Na Sondag wat verby is en dit wat ons nou alreeds hierdie Sondag beleef het, glo ek dat die Here is besig om hierdie gemeente in 'n volgende geestelike dimensie in te trek. Nou ek weet dit is groot woorde en ek weet vir baie van ons klink dit vreemd om te sê geestelike dimensie. Want dit klink soos iets wat ek in my drome beleef. En alhoewel jy dit nie kan sien of aan kan raak nie, wil ek hierdie een ding net vir jou vanoggend sê, soms is die geestelike realiteit, nie soms nie, altyd. Die geestelike realiteit, die geestelike realm is meer van 'n realiteit as wat jy kan sien of aan kan vat. As hierdie realm waarin ons hier leef. En ek glo dat ons as gemeente, as ons as liggaam se oë moet oopgaan vir dit wat in die gees gebeur. Want ek gaan nou ook my preek so 'n bietjie vooruitspring, maar dit is net om vir julle konteks te skep. Het jy al ooit gedink jy moet in 'n boksgeveg wees? Maar jou een hand is agter jou rug vasgemaak en jy het 'n blinddoek oor jou oë. En die ander ou is oop vuiste en oop oë. Hoe dink jy gaan daai geveg vir jou uitwerk? Nie vreeslik lekker nie. Maar sien die gedeelte waaroor ons gaan praat vandag, Paulus sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Maar ek en jy ons beklei teen vlees en bloed. Hy sê ons geveg is teen die bose magte en die owerhede en die heersers van hierdie wêreld. En hierdie alles gebeur in die geestesrealm, in die geesteswêreld. Maar ons is blind teen dit. En ons hande is agter ons rug vasgemaak. En dan verstaan ons nie hoekom verloor ons geveg na geveg en oorlog na oorlog nie. Amen. So die reeks se naam is Beklee die troonkamer en vanoggend wil ek met julle praat oor die oorlog agter die oorlog. So daar's sekere goed in die kerk wat vir almal van ons, wat ons almal soos die agterkant van ons hand ken. Byvoorbeeld as ek nou moet sê dat ons nou die nagmaal gaan uitdeel vir elkeen van julle, dan hoef ek nie verder instruksie te gee nie. Julle weet presies wat om te doen. Julle sal weet om eers die broodjie en dan die kelkie. En jy sal weet om te bid en vir die Here dankie te sê vir sy liggaam. As ek die een Sondag nie opdaag nie, net AWOL, dan gaan julle weet hoe om aan te gaan. Maar gaan nie skielik vergeet hoe om klavier te speel as ek nie hier is nie. Ek seker af van wie aan hulle preek en afsteek. Julle gaan weet ons sing gewoonlik en dan kom die woord. Daar's goed wat vir ons so bekend is dat ons dink amper nie eens meer daaroor nie. Stem julle saam? As ek vir julle noem Psalm 23. Julle gaan weet waar om te begin. Die Here is my herder, kom niks kort nie. As ek vir julle sê Johannes 3 vers 16, julle gaan weet, want so lief het God die wêreld gehad. En al hierdie goed is vir ons so bekend, dat daar kom 'n punt wat dit die waarde verloor. En ons is almal baie meer bekend met hierdie gevoel, eintlik meer as wat ons dink, veral as jy getroud is. Kom 'n punt wat jy besef, maar ek leef nou al so lank saam met die persoon. Waar is die verliefdheid? Waar is die liefde? Toe ons jonger was en net uitgegaan het, ek onthou toe ek nog, en ek kan dit sê want ek het al getrou, toe ek nog na La Rocha gevry het ek lang ure gery om vir 'n kort rukkie net saam met haar koffie te drink of iets. Man, petrol was goedkoper, maar dit was nog steeds nie goedkoop nie. Maar ek was bereid om dit te doen. Maar soos wat ons mekaar leer ken het en bekend geraak het met mekaar,
en die beersie ook begin harder skree het ek vir gesê, ek kan nie so ver ry nie. Sy het 40 kilos van my al weggebly, net so by the way. Maar ek is seker daarvan, daar's van julle wat verder in die winter sonder skoene gestap het, en dit was net skool toe. Maar een van hierdie goed wat so bekend raak, dat ons die waarde daarvan mis, is die wapenrusting van God. Jy hoef nou nie jou hand op te steek nie, maar ek wil vir jou vra vanoggend, wanneer laas was jy net bewus van die wapenrusting van God? Ek praat nou nie van wanneer het jy dit aangetrek, of wanneer het jy dit beklee, of wanneer het jy dit beoefen, of hoe ook al nie. Wanneer laas het jy net aan die wapenrusting van God gedink? Want ek kan vir julle baie eerlikheid sê, is nie iets wat elke dag oor my gedagtes gaan nie. Is nie iets waaraan ek elke dag dink nie. En dis een van die gebruike van wat God vir ons gee, wat hy vir ons bekend maak in sy woord, wat regtig vir ons baie kan beteken, maar dit het sy doel en sy krag en sy impak verloor deur familiariteit. Want ons ken hulle. Ons ken die helm van verlossing en die borsplaat van geregtigheid. Maar ek dink die belangrikste ding om vanoggend te verstaan is hoekom is daar iets soos 'n wapenrusting in elk geval? Waarom was dit vir God nodig om vir ons te sê, hierso is 'n wapenrusting, trek dit aan vir wat? En dis wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6, vers 10 tot 13, en ek gaan dit saam met julle lees. Vers 10 begin, en hy sê ten slotte, so net daai twee woorde sê vir jou, daar was baie voor dit gesê. En volgende week wil ek jou nooi, volgende week bespreek ons dit wat voor hierdie gedeelte gesê was. Amen. So hy sê ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat jy op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat jy alles uitgevoer het, staande kan bly. Nou die rede hoekom ek vanoggend by die oorlog agter die oorlog begin, is want daar's 'n baie interessante gedeelte, daar's 'n klomp interessante gedeeltes in hierdie teks, wat ek dink ons eers moet bespreek. Byvoorbeeld, hierdie afsluiting, hierdie konklusie wat Paulus vir ons skryf, begin hy nie met, trek die volle wapenrusting aan nie. Sien julle waar begin vers 10, nadat hy gesê het, die Engels sê, a final word, vers 10 sê ten slotte, hy sê, wees sterk in die Here. En dan eers sê hy, trek aan, sodat jy op die dag van die onheil weerstand kan bied. Sien, die wapenrusting dan is eintlik die oplossing vir 'n probleem. Stem julle saam? Hy sê, wees sterk, sodat jy weerstand kan bied op die dag van onheil. En daarin trek aan. So al hoe ek hierdie uitgerig gaan kry, dis wanneer ek aantrek, dis die oplossing. So wat is die probleem? As ek nie weet wat is fout met my kar nie, kan ek my kar nie regmaak nie. As ek nie weet hoe die vrou omgekrap is nie, gaan dit 'n lang gesprek wees om dit reg te maak. Verstaan julle hoe dit werk? So vanoggend wil ek hê ons moet praat oor die oorlog agter die oorlog, sodat ons die probleem kan verstaan, sodat wanneer ek my wapenrusting weer ernstig opvat, ek weet hoekom ek dit doen. Amen. Sien, die wêreld, nuus, media, verhoudings, mense, regerings, instansies, almal wil jou oortuig dat jou geveg is teen vlees en bloed. Dis al wat hulle op die TV's uitsaai. As jy die nuus aansit, dan sien jy wie het vir wie geskiet en waar het die bomme geval.
En as jy die kanaal verander, dan loop mense in die strate rond met vlae van nasies oor hulle koppe, want dit is die vyand. Dis Iran, of dis Irak, of dis Amerika. Die vyand is 'n mens, en so hou hulle ons by hierdie denkwyse dat ons geveg is teen vlees en bloed, maar is eintlik die geestelike oorlog waarin ek en jy is, wat nie net bepaal hoe jy leef nie, maar bepaal hoe jy gaan dink. En nie net bepaal hoe jy dink nie, maar dit bepaal tot hoe jy hier sit en aanbid vanoggend. So waarteen veg ons dan? Veg ons teen finansies? Kom nou, is julle geleentheid, preek saam. Veg ons teen huwelike, of huwelikmaats? Veg ons teen depressie, kinders, werk of versoekinge? Sien, vir baie van ons klink dit alles soos gevegte. En hoor my mooi vanoggend, vir baie van ons voel dit ook soos 'n geveg. Dit is taaf, dit is moeilik. Maar dis nie wat Paulus sê ons grootste geveg is nie. Ons grootste geveg is die geveg agter die geveg. Dis die bron van die geveg. Dis waaruit hy oorsprong. So, ek kan nie onthou wat dit was wat ek gekyk het nie. Maar het jy al ooit 'n advertensie op TV gesien en dan raak jy so met tranerig want dan praat die Here met jou deur 'n advertensie of 'n episode iets. En ek kan nie onthou hoe ek daarby uitgekom nie, ek kan nie onthou wat het ek gekyk nie, maar al wat ek kan onthou is, dit was 'n klomp dokters wat met mekaar gestry en beklei het, en die een sê toe vir die ander ene, al wat jy doen is jy is besig om 'n simptoom te behandel en nie die siekte nie. En wanneer ek beklei teen my finansies, en ek beklei teen depressie, en ek beklei teen al hierdie goed, is ek besig om 'n simptoom te behandel, en nie die siekte nie, nie die oorsprong nie. Amen. So kom ons kyk wat maak hierdie teks so interessant. Paulus begin dit, en ek glo hy het dit daar begin vir 'n rede. Hy sê ten slotte, vind jou sterkte in sy geweldige krag. Die Engels sê, a final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Sien, daar is 'n verskil tussen sterk wees en om jou sterkte in die Here te vind. Paulus lê klem daarop dat jou sterkte gaan jy waar kry in die Here. Ons het soveel goedjies wat ons doen en ek trap op niemand se tone wat nou oefen nie, asseblief nie waarvan ek praat nie. Maar ons het soveel goed wat ons doen om hierdie stuk vlees en my gedagtes so te shape dat ek die beste mens kan wees wat ek moontlik kan wees, en ek het al hierdie selfhelp boeke om 'n beter mens te wees. Maar hierdie sterkte wat ek in die vlees opbou beteken in elk geval niks teen die vyand nie, want Paulus sê jou sterkte wat jy gaan vind om die duiwel teen te staan, vind jy in hom. In God. Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 vers 11 en 12. Hy sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. En in elke opsig in al hierdie dinge ingewy, om versadig te wees sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Dit klink vir my asof Paulus deur 'n paar aanvalle gaan. Klink dit nie vir julle ook so nie? Hierdie klink soos die tipe goed wat ek en jy sou beskryf as 'n geveg. Ek is honger, daar's nie kos nie. Ek het min. Ek ly aan 'n gebrek. Paulus sê, ek ly aan 'n gebrek, ek het min, ek is honger, maar daar's soveel ander goed waardeur hy gegaan het. Paulus
weet ons uit ander teksgedeeltes, hy was vervolg en in die tronk gegooi. Klink dit vir julle nie soos 'n aanval nie? Hy het verhoudings met mense gehad wat nie uitgewerk het nie. Hy het 'n ongeneesde siekte of kwaal gehad. Maar sien, hier kom die kardinale draaipunt in Paulus se denkwyse. Hier is die verskil tussen iemand wat in die gees oorwin en iemand wat deur die vyand oorrompel word. Vers 13 sê, ek is tot alles is ek in staat deur hom wat my die krag gee. Sien, om Jesus te volg is nie 'n selfhelpmetode nie. Om Jesus te volg, om in die Bybel te lees, ek lees nie die Bybel net om my 'n beter mens te maak nie. Ek volg nie Jesus Christus net sodat ek 'n beter mens moet wees nie, om 'n volgeling van Jesus Christus te wees, om 'n kind van God te wees, om deel te wees van die liggaam, is totaal en al afhanklik wees van Jesus Christus. Dit is nie net om my beter te maak nie. Elke oggend as jy jou oë oopmaak, gaan jy staan voor 'n keuse. Waar gaan jy vandag jou krag vandaan kry? Ek luister 'n interessante ding wat 'n klomp pastore sit om 'n tafel en hulle praat net oor goed, oor pastoorgoed. En die een sê vir die ander ene, die Here het vir hom gewys dat hy besluit hoe sy dag gaan kort nadat hy sy oë oopgemaak het. Weet julle hoe? Hy lê in die bed, nog voordat hy opgestaan het, as hy net wakker geword het, dan lê hy in die bed, dan dink hy, "Sjoe, ek is moeg vandag. Weet nie hoe gaan ek alles gedoen kry nie. Ek het eintlik so baie om te doen." En die Here wys vir hom, net daar het jy klaar die dag verloor. Net daar het jy jouself oortuig, jy sal klaar moeg. En vandat hy dit ophou doen het, vandat hy, wanneer hy sy oë oopmaak, vir die Here sê, dankie vir hierdie dag, en vir die krag wat U vir my gaan gee vir hierdie dag, was daar nog nie 'n dag wat hy weer te moeg was, om die dag voluit uit te bring nie. Die keuse sit by jou. Paulus praat verder, hy sê vir ons, die vyand is nie wie jy dink die vyand is nie. Vers 12 van Efesiërs 6 sê, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Vir ons stryd is immers nie teen vlees en bloed nie. Wat bedoel Paulus hierby? Onthou, Paulus sit in antieke Griekeland, waar die Romeine oor Israel heers. Paulus is vervolg deur regerings en mense en state en wie ook al en almal wat nie van hom gehou het nie. Paulus het 'n paar duidelike vyande van daai tyd gehad. Maar tog skryf hy vir die mense en hy sê, julle vyande is nie die Romeine nie. En hy skryf vir die Christene en hy sê, julle vyande is nie die Jode nie. En dan sê hy vir die Jode, maar julle vyande is nie die heidene nie. Jou vyand is nie die moeilike mense of die regering nie. Jou vyand is nie 'n politieke leier nie. Jou vyand is nie die ander kerke in Standerton nie.
Jou vyand is nie eers ongelowiges nie. Jou vyand is nie jou vrou of jou kinders of jou familie nie. Is nie jou werk of jou baas nie. Jou vyand is nie sosiale media nie, dis nie Facebook of Instagram nie. Want jou vyand is nie vlees en bloed nie. Kan jy dink waar sou Suid-Afrika as 'n land gewees het? As ons net hierdie een ding besef het, dat ons hoef nie met mekaar te beklei nie. My geveg is nie teen jou nie. My geveg is nie teen iemand wie gaan skree as ek hom knyp nie. Maar as ons besef het ons geveg is teen die duiwel. En teen sy slim plannetjies en schemes. Kan jy dink waar sou ons as 'n kerk al gewees het? As ons hierdie een ding besef het dat ons geveg is nie teen mekaar nie. Ons sou langs mekaar kon sit op die banke, sonder dat een hier voor hoef te sit in die hoek en een daar agter in die hoek. Ons sou soveel meer mense kon bereik het as ek besef het, maar dit hoef nie my way te gaan nie. Ek hoef nie te beklei vir wat ek dink of voel reg is nie. Want my geveg is nie teen hierdie mense nie. Maar hierdie is die broers en susters wat God vir my gegee het om saam mee die koninkryk uit te bou. Dit verander alles wanneer jy besef wie jou vyand is. En ons gaan nog in die weke wat kom baie daaroor gesels, maar ek wil hê jy moet hierdie ding weet. As jy hom kan sien en jy kan aan hom vat, dan is dit nie jou vyand nie. Amen. Dan is die gedeelte waaroor ek die meeste opgewonde is. So die oomblik wanneer die vyand se planne ontbloot word, die oomblik wanneer ons bekend raak met sy strategieë, man, dan kan jy vir hom rondjaag en terugjaag tot waar hy vandaan kom. As jy kan sien hoe hy jou gaan aanval, kan jy weerstand bied. As jy kan sien wat sy plan is, dan kan jy hom teenstaan, want hier is sy planne, sy grootste plan, Efesiërs 6 vers 11, dit sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Die Engels sê dit so bietjie mooier, verduidelik dit net vir my bietjie makliker. Hy sê, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Strategieë, listighede, plannetjies. Ek weet my ma, my ouers, as ek en my broer so stil geraak het, weet skielik kan kalmeer die huis so, dan raak haar oë net so groot. Dan sal sy van waar ook al sy is en waar ook al ons is, skree en sê, met wat se schemes is julle besig? Die schemes van die vyand, die strategieë, die plannetjies wat hy het. Let op wat sê Paulus. Paulus praat nie van die krag van die vyand nie. Hy praat nie van die mag van die vyand nie, hy praat van sy plannetjies. En hoor hierdie een ding mooi vanoggend asseblief. As jy huis toe gaan en jy onthou niks nie, onthou net hierdie. Die duiwel kan jou nie maak enigiets doen wat jy nie wil doen nie. Die duiwel sit nie daai ding in jou hand en beweeg jou hand. Hy kan nie, maar hy het plannetjies.
en hy het schemes, en hy het listighede, en hy stuur konflik jou hele dag na jou pad langs, en vandat jy by die werk aangekom het, is dit net klagtes en moeilike mense, en mense wat op jou nek staan, en hulle wil jou net die hele tyd moeilikheid gee, en dan as jy by die huis kom, dan is dit 'n chaos daar, en is 'n gejaag, en dan kan ek nie eens kans hê om te rus nie, want ek moet nou kos maak, en almal is honger en skree, en voordat ek myself vind, het ek my hier meer verloor. Die duiwel het jou nie gemaak te doen nie, maar hy het al hierdie plannetjies in plek gesit, sodat jy daai punt moet bereik, waar jy ingee. Hy gebruik misleiding. Hy het planne om jou te verlei. Die Griekse woord, waarvan beide die Afrikaans en die Engels vandaan gekry word, wat hier gebruik word, vir listighede en strategieë, is die Griekse woord methodia. Die Engelse woord methods. Kan julle raai wat se Afrikaans een? Metodes. Ja, dit vat my terug wiskunde klas toe, dan kry ek sulke koue rillings hier in my ruggraat af. Die metodes. Kom ek vat julle na 'n paar plekke in die woord toe, dan kan julle sien hoe werk hierdie metodes van die vyand. Ek gaan so vinnig deur dit gaan. Genesis 3, Adam en Eva. Die slang kom in die tuin. En wat doen hy? Vat hy daai vrug met sy stert en vlieg hom tot binne in haar mond? Nee. Hy kom en hy kom fluister vir haar. Laat haar twyfel in wat God gesê het. Maar het God regtig gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie? Man, God wil net nie hê julle moet daarvan eet nie, want dan gaan julle soos hy wees eendag. Vyand kom en maak dat ons twyfel in God se woord. Jesus se versoeking in Matteus 4. Kom die duiwel. Het die duiwel die klippe in brood verander en vir Jesus gevoer? Nee, want hy het nie krag nie. Hy kan nie dit doen nie. Maar wat hy kan doen, hy kan vir jou sê, jy mos maar die seun van God, sê dat hierdie klippe in brood verander. Kom en hy verdraai die woord net so bietjie. Hy verdraai die skrif totdat dit net so mooi vir jou uitwerk, om goed te keer dit wat jy al reeds verkeerd doen. Ek het op een afgekom, waarvan ek nie is 100% bewus was nie. Op 'n stadium groei die volk van Israel so groot en mooi, julle kan die verhaal gaan lees in 1 Kronieke. Ja, daai ene. Ons gaan die hele oggend hier sit as ek hom nou moet probeer sê. Hoofstuk 21. Raak Dawid so trots op Israel. En hy raak so vasgevang in hierdie mag wat hy het, dat ons sien, die duiwel spoor hom aan om 'n volkstelling te hou. Tel bietjie hoeveel mense is daar in Israel. Hoekom? God het gesê moenie tel nie. Maar hoekom? Want wat doen trots? Trots maak my voel, man, ek het hierdie. Nee, die enige nasie kan kom. Ek hoef nie eens te bid oor die saak nie, ek weet. Trots kom staan so vinnig tussen jou en God, dat jy hom amper nie eens sien nie. Lukas 22. Judas. Vyand bring geld voor sy oë. Een van die goed waar die vyand uit my en jou die meeste mee vang, is die soeke en die soektog na geld. Handelinge 5, Ananias en Safira. Nou dalk as ek hierdie volgende ene sê, moet ek eerder net vir my notas kyk en die oogkontak met enigiemand maak nie.
Maar Ananias en Safira verkoop 'n stuk grond, want dit was ek gaan nou maar opkyk, want dit maak dit moeilik. Maar moet dit nou nie persoonlik vat nie. Hulle verkoop 'n stuk grond. En dit was die gebruik gewees dat al die volgelinge van Jesus het alles verkoop en dan het hulle alles saam by mekaar gesit en saam as 'n gemeenskap daarvan afgeleef. En Ananias en Safira verkoop 'n stuk grond en hulle besluit maar ons moet net so bietjie vir onsself hou. So 'n bietjie in kan sit en dan vat ons die res daarvan en ons gaan gee dit vir die kerk en ons sê vir hulle dis alles. Een van die goed wat die vyand die meeste gebruik teen jou is godsdienstige skynheiligheid. Om iets hier te kom voorgee wie ek nie is nie. Om hier een manier te kom leef en daar buite 'n ander manier. Die vyand gaan vir jou speel soos 'n jou. Rigter 16, Simson. Stadige kompromie. Julle geweet Delila was 'n Filistyn. Sy was letterlik deel van die vyand. En omdat Simson nie selfbeheersing gehad het nie en stadig maar bietjie vir bietjie kompromie aangegaan het. So op die ou einde agtergekom waar lê sy krag en kon sy dit van hom wegneem. Dis die plannetjies van die vyand. Die hele boek van Job, ontmoediging en beskuldiging. Hy kom fluister hier in jou gedagtes 'n klomp leuns. Kom oortuig jou van 'n klomp lelike goed, man. Dis die plannetjies wat hy gebruik om jou onder te kry. Die laaste ene. En wees baie versigtig vir die ene. Petrus in Matteus 16. Raak Petrus soveel goed kwyt dat die Here vir hom moet sê: wyk, Satan. Maar Petrus het goed bedoelde intensies gehad. Petrus het nie iets gesê wat verkeerd is nie. Petrus se bedoelinge was goed met alles wat hy gesê het. Maar goed bedoelde intensies sonder dat dit deel van God se plan is ook goed wat die vyand gebruik om jou te neer te druk. Bly naby aan God. Praat met hom. Vra hom. En sien sonder die wapenrusting van God, sonder dit wat hier vir ons opgeteken word in Efesiërs 6, is jy vatbaar vir al hierdie planne. Nie enkel is nie. Nie een of twee nie. Geen selfhelpboek of dokter of sielkundige gaan jou kan help wegkom van hierdie goed af, want ons het die wapenrusting van God nodig om teen dit te staan. Want dis waar die oorlogsveld lê. En dan vers 13 sien ons God se opdrag. En daar's iets besonders hierin. Kom ons lees vers 13 saam. Dit sê: neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. The Engels sê, therefore put on every piece of God's armor so you'll be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle you will still be standing firm. Hoekom vra hy ons nie om aan te val nie? Jy al daaroor gedink? Hoekom vra die Here van jou net om weerstand te bied, te staan en staande te bly?
Hoekom vra hy ons nie dan om in die strate in te hardloop en op die aanval te gaan nie? Want sien, ek en jy is nie in 'n geveg vir oorwinning nie. Jesus Christus het alreeds die oorwinning behaal. Ek en jy beklei nie om bo uit te kom nie. Ons hoef nie die vyand te verslaan nie. Hy is alreeds verslaan. Die oorwinning is alreeds behaal. Die geveg is nie om oorwinning oor die vyand te kry nie. So die opdrag is om te staan op die oorwinning. Staan op dit wat alreeds vir jou behaal is. Staan op dit wat hy alreeds vir jou gedoen het. Daarom is die opdrag: bied weerstand en staan. Want jy is vrygemaak. Jy is vrygekoop. Jy is losgemaak. Petrus verstaan dit so mooi en vanoggend is ons reg oor Petrus se boeke en briewe. Hoor wat sê Romeine 8 vers 35 tot 39. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd as aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordigheid, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van Christus Jesus, ons Here. Paulus besef dat die oorwinning is alreeds behaal, so wat kan jou skei? Maar sien, daar's een ding wat Paulus nie genoem het nie, wat ek graag vir jou wil noem vanoggend. Een ding wat jou kan skei. Dis net wat jy toelaat, skeiding bring. Dit wat jy toelaat, die duiwel om in jou lewe te doen. Dit waarvoor jy ingee, die plannetjies waarvoor jy vou, elke keer as jy in sy hand speel, kan jy dit laat jy toe. So hoekom gee God dan 'n wapenrusting? My kop het in die kar maandag hiernatoe gegaan. Hoekom is daar 'n wapenrusting? As God dan die geveg net kan stop, hoekom doen hy nie? As God dan net die hele oorlogsveld kan verwyder of ons uit die oorlog uithaal, hoekom doen hy nie? Sien, in steede daarvan om alles weg te neem, rus hy ons toe. Hoekom? Want dit is in die weerstand en in die planne en listighede in die oorlog waar ware en volwasse kinders van God gebore word. Dis in die middel van die geveg waar ek God se krag die grootste aanskou en ek weet met alles binne in my dat my menslike krag sou niks van hierdie kon oorkom nie. Maar God het. Hierdie is die uitkyk van die hele preekreeks wat ons gaan doen en wat ons gaan hanteer. Sien, die wapenrusting wat God vir jou gee, beklee jou nie noodwendig net vir 'n oorlog nie. Hierdie wapenrusting beklee jou vir die troonkamer van God.
wapenrusting, want wanneer ek dit aan het en wanneer ek elke stuk van die wapenrusting sien as 'n leefstyl, dan veg ek nie uit my vlees uit nie, maar uit die teenwoordigheid van God. Wanneer ek elke stuk van die wapenrusting ernstig opneem en ek leef dit, en dit is deel van my karakter, dan bring dit my nader aan God. En ek veg nie uit my vlees uit nie, maar ek veg uit God se teenwoordigheid uit. Veg uit die troonkamer van God uit.